Dit is vandag weer die eerste Sondag in die nuwe maand en ons vier gewoonlik op hierdie dag die nagmaal. Ons onthou die nagmaal se instelling en die waarde daarvan. Maar vandag is natuurlik ook Paas Sondag, die dag waarop ons Christus se kruisdood en die opstanding uit die dood onthou. Ek lees Lukas 22 vers 19 tot 20 dat Christus neem toe die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê: hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed wat vir julle vergiet word. Die offer van bloed bring 'n belofte, 'n nuwe verbond in die lewe. Ek lees in 1 Korintiërs 10 vers 16, die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Dit is so. Hy vra hierdie vraag retories om te sê ja, dit is presies so. Wanneer ons van die brood eet en uit die beker drink, dan verenig ons onsself inderwaarheid met die liggaam van Christus in die sin van die offer wat hy gebring het. Nou, ek wil dan vandag verder stilstaan by Hebreërs 9, daarvan vers 1 af en 'n hele paar verse uit hierdie gedeelte lees, wat eintlik 'n pragtige preek is. En ek wil nie noodwendig baie meer daaroor sê nie. Maar kom ons lees dan Hebreërs 9 van vers 1 af. Die eerste verbond het voorskrifte vir die erediens gehad en ook 'n aardse heiligdom. Die verbondstent is opgerig en in die voorste gedeelte daarvan, wat die heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die offerbrode gestaan. Nou dit kan ek net miskien myself onderbreek deur te sê, dit is natuurlik die plek van waar die offers gebring moes word en die begin van die offers, alhoewel daar ook buite die tent verder geoffer is. Maar nou lees ek in vers 3, agter die tweede voorhangsel, met ander woorde, buite die heilige, was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Maar in die agterste gedeelte het alleen die hoëpriester ingegaan, en dit net een keer in die jaar, en dan nie sonder bloed nie, om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die allerheiligste toe nie oop is solank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan nie. Dit alles wys vooruit na die huidige tyd waarin offergawes en diereoffers gebring word wat nie vir die een wat dit bring 'n volkome skoon gewete kan gee nie. Dit het net betrekking op voedsel, drank en 'n verskeidenheid reinigingsgebruike. Dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak en wat opgelê is tot die tyd dat God 'n beter orde sou instel. En dan kom ons by hierdie instelling van vers 11 af. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing
tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Dit is soos met die testament. Daar moet eers bewys word dat die testamentmaker dood is, want 'n testament word alleen geldig by die dood van die testamentmaker. Dit word nooit van krag solank as hy nog leef nie. Daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het, het hy bloed van kalwers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hyssop die wetboek sowel as die hele volk besprinkel en gesê: dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het. Ook die verbondstent en al die voorwerpe vir gebruik by die erediens het hy op dieselfde wyse met bloed besprinkel. Nou kom ons by vers 22. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig. En sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie. In wese is dit wat op Golgotha gebeur het. Die Seun van God word die offer, bring die bloed, om reiniging te bring vir die hele wêreld, die mensdom as sodanig. En Petrus praat ook hiervan, in 1 Petrus 1 vers 19, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Dit is die boodskap. Dis die boodskap wat verkondig word, op verskillende maniere en met verskillende woorde. Maar dit is die essensie van alles waaroor die Christelike godsdienst gaan. Deur die bloed van Christus het daar versoening gekom tussen God en mens vir ewig en vir altyd. Maar nou kom Hebreërs 10 vers 29 en hy sê net die volgende: hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminag het, en die gees van genade of dan die gees van guns beledig het. Dit beteken basies dat as iemand hierdie boodskap verwerp, dan gaan hy eintlik op 'n pad weg van die Here af, weg van die nuwe verbond af, en hy minag dit, en hy sal daarom nie die voordele hê van iemand wat hom onderwerp aan Christus en deel is van die nuwe verbond wat Christus vir ons opgestel het of dan bevestig het deur God wat dit opgestel het nie. En daarom kom ons wees nie huiwerig om hierdie boodskap oor te dra nie, dat mense nie 'n swaarder straf sal kry omdat hulle dit nie glo nie of omdat hulle net hulle eie pad wil loop. Ek en jy het die voorreg om hierdie boodskap van Christus se bloedoffer aan die wêreld te bring, om ook aan hulle verlossing te kan bewerkstellig. Mag die Here ons daarmee help, wanneer ons die brood breek, die beker drink, onthou, dit praat van die bloed van 'n nuwe verbond. Loop mooi.